Vriende, kom ons doen 'n kort gebed saam, dan vra ons die Here se seën op vanmôre se oordeenking. Ons gaan vanmôre 'n bietjie kyk na die 8ste vers van Kolossense 3 onder die tema van kruisopname, die pad na ware vrede vir jou en my siel. En ons gaan kyk na die gedagte van lê af boosheid. Maar voor ons daarby kom ons doen 'n kort gebed saam. Vader, dankie dat U vir ons deur nog 'n onbekende nag gedra het. Dankie dat U bewaring en beskerming ons deel was en dat ons vanmôre kon opstaan met die begeerte om hierdie dag aan U te wy. Ag Here, ons sit elkeen met ons eie stryd, ons eie sonde, ons eie bekommernis, en ons vra Here dat ons hierdie dinge na die voete van die kruis sal bring, waar ons Heiland vir ons gesterf het, sy lewe afgelê het en nou ook vir ons 'n voorspraak is by die Vader. Mag ons met groot vrymoedigheid bid in die Gees, om te vra dat U ook, Here, ons harte sal verander, sodat ons meer sal dink, soos U wil hê ons moet dink. En al hoe ons weet hoe U dink, Here, is wanneer ons die blaaie van die Bybel bestudeer, want U gedagte, U hart, Here, U wese word op papier vir ons neergelê. En U het so ietsie van U self aan ons kom openbaar deur die blaaie van die Bybel, sodat ons ook kan leer hoe om met vrede en vreugde te lewe te midde van 'n krom en verdraaide geslag. Gee wysheid, Here, ook in die oordra van die woord en die verstaan daarvan, en word U verheerlik in ons lewens. Bewaar vir hulle wat miskien op die pad vanmôre is, wat pad werk toe is, die goeie hand oor hulle sal wees vir ons wat by die huis is, Here. Ons vra dat ons met wysheid en insig sal lewe en ook ons harte sal oopstel vir die waarheid van U woord. Ons bid dit met soveel danksegginge. Amen. Nou vriende, Kolossense 3 vers 8 is deel van hierdie reeks waarmee ons besig is onder die tema kruisopname, die pad na ware vrede vir jou en my siel. Ek het vir gesê dat sonde bring onvrede, ja, sonde van wat ook al die aard is, en baie keer wil mense sonde in kategorieë plaas, maar selfs goed soos bekommernis en kwaadpraat en haat en woede en nyd en toorn en geskree, al hierdie dinge bring onrus in ons gemoed. Waarom? Want dit is nie in lyn met God se woord soos 'n kind van die Here moet lewe nie. Jy en ek sal deurgaan sukkel met sonde, daarom moet ons elke dag ons kruis opneem, aan onsself sterwe en die Here Jesus Christus volg. Nou vanmôre se gedagte is dan net 'n uitbreiding van dit wat ons alreeds met mekaar hanteer het, Kolossense 3 vers 8, maar nou moet julle dit ook alles aflê, naamlik toorn, woede en dan boosheid. En dan die rede, omdat julle die ou mens met sy werke afgelê het en julle jou met die nuwe mens bekleed, wat vernuwe word tot kennis na die beeld van sy Skepper. Sien u, waarom lê ons boosheid af? Omdat ons die ou sondige mens by die kruis gelaat het. Toe ons gered word, toe los ons die ou Gerard Bekes, die sondaar, die een wat onder die heerskappy van die duiwel was, by die kruis. Ons lê die werke nou van boosheid af. En die Bybel sê ons beklee ons trek die nuwe mens aan, wat vernuwe word tot kennis na die beeld van sy Skepper. So ons word soos die Here Jesus Christus. Dit sal 'n lewenslange proses wees. Nou die woordjie boosheid in die Engels is die woordjie malice. En vriende, dit dra die gedagte van om in my hart bose en verrotte dinge te bedink en dan ten uitvoer te bring deur my woorde, my dade en my optrede. Nou hierdie gedagte van boosheid, vriende, is optrede wat spruit hoofsaaklik uit die veronderstelling dat ek van mening is dat iemand my te nagekom het en daarom is dit geoorloof om hulle terug te na te kom. Met ander woorde, oog vir oog, tand vir tand, om hierdie mense te beloon omdat hulle my dan ook te nagekom het. Ek beloon hulle nie met iets goeds nie, soos die Bybel vir ons sê dat jy selfs jou vyand moet lief hê en vir hom moet bid nie. Nee, ek sê ek gaan hierdie een te nakom en ek gaan hom beloon met dieselfde hartseer waarmee hy my dan ook te nagekom het. Die Here sê vir ons, kinders van die Here, moenie so optree nie. Die Here sê ons moet hierdie kwaad wat aan ons gedoen is, aan hom dit oorgee, die Here Jesus self wat regverdiglik sal oordeel en dan ook self die skeieregter sal wees in hierdie saak. Jy sien, hierdie boosheid dra die gedagte van as my vyand of iemand wat ek nie van hou nie, sukses behaal, dan is ek kwaad en ek is jaloers. En as hulle misluk, is ek bly en ek is opgewonde. Dink gou aan jou hart en kom ek dink aan my hart. Hoeveel mense is daar wat nou in jou gedagte na vore spring, wat jy weet in jou hart vir jou ongemak bring en jy's bly as jy hoor hulle is te nagekom, of dat hulle miskien skade gelei het, of dat ander mense hulle miskien ingedoen het, en jy dink by jouself, ja, ek is bly as hulle verdiende loon. Dan wil ek vir jou sê dat jy en ek miskien ons harte moet ondersoek, want die Here sê, lê af boosheid. Ek hoop nie
dat jou en my hart al so ver beweeg het in die rigting van boosheid, dat ons bly is as iemand misluk, dat ons bly is as iemand te nagekom word, as ons bly is as ons hoor dat iemand skade dan in hulle lewens gehad het nie. 1 Petrus 2 sê vir ons baie duidelik, lê af alle boosheid, en alle bedrog, en alle geveinsheid, en alle kwaadpratery. Wat moet ons eerder doen? Die Bybel sê, verlang sterk soos pasgebore kindertjies na die onvervalste melk van die woord, dat julle daardeur kan opgroei. Dan sê vers 15, want so is dit die wil van God, dat julle deur goed te doen, die onkunde van die dwaase mense tot sweye sal bring. As vry mense en nie asof julle die vryheid het, as 'n dekmantel vir die boosheid nie, maar as diensknegte van God. Ek hoor dikwels kinders van die Here sê, man, ek staan vir 'n slag op my reg. Ek gaan my sê. Ek hoop hierdie persoon kom dit oor of kom dat oor, omdat hy my te nagekom het. Dan wil ek jou vra, stop in jou spore, luister na wat die woord sê, in plaas van boosheid, verlang sterk na die woord van die Here. In plaas van om mense te na te kom, vra die Here dat hy self vir jou met wysheid sal bekragtig, om eerder hierdie kwaad aan jou gedoen met goed te vergelde. Jy sien, as kinders van die Here moet ons kwaad kan verdra. As ons in boosheid ander moetswillig gaan bykom met die tong of optredes, dan rig ons geweldige skade aan. 1 Korintiërs 5 vers 8. Laat ons dan nie fees vier, of verskoon, laat ons dan fees vier, nie met die ou suurdeeg, of met die suurdeeg van ondeeg en boosheid nie, maar met die ongesuurde brode van reinheid en waarheid. Is dit nie vir u mooi nie? Die apostel Paulus kom en sê, laat ons fees vier. Wat het 'n fees u aan dink? Aan 'n tyd waar ons opgewonde is, ons is bly, ons vier fees oor 'n bepaalde saak of in 'n bepaalde tydsgleef. Daar is blydskap, daar is vrede, daar is opgewondenheid. Nou sê ons moenie fees vier met die ou suurdeeg of die suurdeeg van ondeeg en boosheid nie. Ons moenie bly wees oor ander se ondergang nie. Wat moet ons eerder doen? Ons moet fees vier met die ongesuurde brode van reinheid en waarheid. Ongesuurd beteken al die boosheid is daaruit gehaal. Ons kyk na ander mense, ons bid vir ander mense, ons tree teenoor ander mense op met die gesindheid waarmee Christus teenoor ons optree. As jy dink mense het jou te nagekom, dink bietjie vir 'n slag, hoe het jy al Christus te nagekom? En nog steeds bewys hy sy liefde en sy barmhartigheid aan jou. As jy die boek Hosea gaan lees, sê die Here dat sy hart omgekeer is in sy binneste en hy's gevul met medelee teenoor sy kinders. Waarom? Omdat hy weet hoe ons stoei met sonde, hoe ons stoei met mense, met omstandighede. En as ons te nagekom word, hoe vinnig ons op ons perdjie spring om onsself te laat geld. Daarom 1 Korintiërs 14:20. Broeders, moenie kinders wees in die verstand nie, maar wees kinders in die boosheid en wees volwassenes in die verstand. Is dit nie pragtig hoe die Bybel die goed vir ons uitdruk nie? Hy sê, moenie kinders wees in jou verstand nie, so moenie kinderagtig wees nie, en moenie jou verstand eenkant sit wanneer jy praat of wanneer jy optree nie. Sorg dat jy 'n volwasse mens in jou verstand is. Jou verstand gevul met God se waarheid, met God se woord, met die Heilige Gees wat jou bekragtig met wysheid en jou herinner aan die woord. Waarin moet jy 'n kind wees? In boosheid. Dink mooi aan kinders. Vriende, 'n kind wat te nagekom word, as jy hom nader trek en jy sê vir hom, seun, papa is jammer, is daar onmiddellik hierdie gesindheid van vergifnis en, ag, nou speel jy weer saam buitekant met die bal en kuier bietjie saam en gesels bietjie saam. En daarom sê die Here, wees kinders in boosheid. Moenie boosheid koester nie. Moenie boosheid huisves in jou lewe nie. Moenie oor boosheid top en dat dit jou lewe en jou vrede en jou bestaan beïnvloed nie. Jakobus 1 vers 21, daarom doen afstand van alle veiligheid en oorvloed van boosheid en ontvang met sagmoedigheid die ingeplante woord wat in staat is om julle siele te red. Doen afstand van boosheid. Met ander woorde, vat 'n afdraai voor jy by boosheid uitkom. Moenie boosheid in jou lewe handhaaf nie. Titus 3 vers 3 tot 7 is waarmee ek afsluit. Want ons was ook vroeër onverstandig, ongehoorsaam, op 'n dwaalweg, verslaaf aan allerhande begeerlikhede en singenot. Ons het in boosheid en afguns gelewe, ons was haatlik en het mekaar gehaat. Dink mooi, Paulus sê vir Titus, dis hoe ons as ongeredde mense se lewens was. Ons was gevul met boosheid, met afguns. Ons was haatlik en het mekaar gehaat. Dit was eie aan ons lewe as ongereddes. Vers 4, maar
pragtige woord. Hy verbind vers 3 en 4 aan mekaar. Maar, toe die goedertierenheid van God, ons verlosser, en sy liefde tot die mens verskyn het, nie op grond van die werke van geregtigheid wat ons gedoen het nie, maar na sy barmhartigheid het hy ons gered deur die bad van die wedergeboorte en die vernuwing deur die Heilige Gees, wat hy ryklik uitgestort het op ons deur Jesus Christus, ons verlosser, sodat ons, geregverdig deur sy genade, erfgename kan word ooreenkomstig die hoop van die ewige lewe. Is dit nie vir u mooi nie? Toe God se goedertierenheid in Christus ons deel geword het. Nie op grond van die werke wat ons gedoen het nie, met ander woorde, nie op grond van ons goeie werke wat God raak gesien het, en toe red hy ons nie, nee, toe ons hartlik was en mekaar gehaat het, het God se goedertierenheid ons deel geword, sy genade het ons kom red, sy barmhartigheid het ons lewens in die hande kom kry, hy het ons kom red en ons vernuwe deur die Heilige Gees. Daarom, dink ons anders, praat ons anders, doen ons anders, en wanneer ons as die wêreld optree, wanneer ons miskien weer soos die sondige ou Gerard Bekes optree, is daar 'n uitroep, vergewe Here, verander, vernuwe, sodat u Gees Christus se gestalte in my na vore sal laat kom. Mag u Here my jou staat stel, om dan ook hierdie groot gedagte raak te sien, om boosheid af te lê. Om nie in ons harte teenoor ander boosheid te bedink, en bly te wees as hulle kwaad aangedoen word en hartseer te wees as hulle suksesvol is nie, maar om te sê, Here, u laat die son skyn oor die regverdige en die onregverdige. Help my as u kind om so te lewe, om u te verheerlik, dat ander Jesus in my sal sien. Sterkte vir u en ek bid vir u en bid vir my, dat ons werklik skynende ligte sal wees in hierdie donker wêreld. Mooi dag verder, tada.